Goeiemôre hier op die 26ste September, Vrydagoggend. En welkom by Koffie met Brood. Daar val hy. Ek het vanoggend weer 'n lekker groot swart koppie. En dis nog ons 'n meneer koffie. Ek kon vanoggend 'n bietjie heuning in die koffie ingekry het, maar toe gooi ek klaar suiker in. Ek kan mos van 'n bietjie heuning in die koffie op baie keer as ek dit kan bekostig. Veral as ek by 'n ding is, jy weet, by 'n restaurant is, dan sal ek 'n bietjie heuning ingooi. Dit is baie gesonder as suiker. Maar in elk geval, hier's 'n klomp nuus om deur te gaan. En kom ons kyk eens wie kom almal op. Dan drink ons net 'n bietjie koffie terwyl ons wag vir mensies om op te kom. Lekker man. Ag, hier's jare se nuus weer eens. Dinge wat in die buitewêreld aangaan en wat vir ons beïnvloed, jy weet. En een van die dinge wat ons beïnvloed is Taiwan, wat nou wil sanksies instel teen Suid-Afrika. Kan julle dit glo? Taiwan wat sanksies teen Suid-Afrika wil instel. Mense nooit so iets kon gedroom het nie. Maar Suid-Afrika het nie 'n behoorlike verhouding met Taiwan nie. Hulle het nie 'n behoorlike verhouding nie. Jy weet. En hulle het selfs nie eens 'n ambassade hierso nie. Hulle het net 'n kantoor hier in Pretoria. En ek dink dit is tyd dat ek uitreik na Taiwan toe. Net dalk kan Taiwan die institusie wees wat ons help, die land wees wat ons help om daar die eerste klompie voormalige fondse te bekom. Jy weet, so dit sal goed wees. So kom ons kyk. Klomp goed by die VN gebeur, klomp goed wat ou ook kan gesels. Klimaatbespreking het nou by die VN plaasgevind. Donald Trump het mos gesê dat dit is 'n totale scam, 'n hoax soos wat hy dit noem, 'n con job uit Donald Trump se mond uit. Maar nou het 'n professor daar so opgestaan, 'n professor Hey-Ho, sy vroumens, dis 'n baie snaakse naam. Ek wonder of sy nie dalk Hollands kan wees nie. Want hy is strooi en Hou is 'n hark vir strooi. En die Hollanders het baie jare gelede toe hulle vanne gekies het hulle mos altyd sulke snaakse vanne gekies. Professor Hey-Ho. En die vroumens sê dat kenners stem saam, daar is klimaatsverandering besig om te gebeur. En selfs China wil nou 'n nuwe klimaatsverandering program loods, omdat Donald Trump gesê dis 'n con job. Ons weet dis 'n con job. Dis al vir baie jare 'n con job, né? En Al Gore het nou 'n satelliet gelanseer met 'n kunsmatige intelligensie op. Wat is die naam van die ding? Wel, die Afrikaanse naam is klimaatopspoor. Dit is nou 'n kunsmatige intelligensie, Griekse god in die bos, kan ek nie reg praat vanoggend nie. Kunsmatige intelligensie, wat op hierdie satelliet is, om nou roet en sulke goed op te spoor, wat nou gaan aandui dat daar klimaatsverandering is. Hierdie mense, hulle is so besig met hulle politieke speletjies is net nie waar nie. Ons vat byvoorbeeld Spanje en Portugal, wat nou al twee oorlogskepe gestuur het om daai flotilla wat op pad is na Gaza toe met kosvoorraad te help. Hulle verstaan nie, sodra soos hulle in Gaza se waters gaan invaar, dan gaan Israel vir hulle bom. Hulle is nie veronderstel om deel te wees van die flotilla nie, né? Hulle is nie veronderstel om deel te wees van daai flotilla nie. En daai Jan, goeiemôre, en daai Mandela se seun is ook mos deel van daai flotilla, saam met daai jong meisiekind van Duitsland wat so absolute stupid kind is, maar in elk geval. So, hulle stuur hulle oorlogskepe saam, hulle gaan moeilikheid kry met Netanyahu. Donald Trump het ook gesê dat hy sal seker maak dat Netanyahu nie die Wesbank annekseer nie. Hy gaan net moeilikheid veroorsaak. Netanyahu sê net hy gaan en klaar. Hy sê hy gaan en klaar en niemand, een van hulle kan enigiets aantrent doen nie. Jy weet, as Amerika nou gaan opstaan teen Israel, sal dit nou weer groot chaos veroorsaak. Maar dalk is dit so, dalk is hierdie
koalisie van Arabiese lande wat nou by mekaar kom. Daar's nog 'n profielfoto wat nou opgekom het wat ek nie ken nie. Dalk hierdie Arabiese lande wat nou by mekaar kom, is dalk die lande wat optrek teen Israel volgens profetiese woord wat nog moet realiseer. Mario, how's it? How you doing, brother? En dalk is dit. Dalk is dit. En ons in Suid-Afrika sal moet baie vinniger spaak met dit wat ons doen, né? Ek sê nou vir julle, en dit blyk dat daar 'n koalisie tussen NATO, die Verenigde Nasies en die Europese Unie ook besig om by mekaar te kom, om vir Rusland aan te val. Lavrov, die Russiese minister, het gesê, dit is waarmee hierdie mense besig is. Hulle wil oorlog voer teen Rusland. Nou, ons weet wat sy siener se profetiese rede omtrent hierdie goed. Net die wiel binne 'n wiel, blou, geel, rooi. En ons weet waarvoor dit staan. Rooi is natuurlik Rusland, geel is Engeland en die blou is Duitsland. Maar wat van die ander lande? Wat van die ander lande? Dit kan wees dat dit dalk net die Tweede Wêreldoorlog was, wat siener geprofeteer het. Want ons weet nie presies nie. Nie alles is gesê omtrent daardie tipe goed nie. So wanneer by daardie tipe profetiese woord kom, is dit ook duimsuig. Soos wat ons nou hierdie week gesien het, né? Ons het dit hierdie week gesien. Ons is nog almal hier op die 26ste. Tensy die ouens in Australië en Nieu-Seeland al verdwyn het. En ons weet nie daarvan nie, want die 26ste is eerste by hulle. Maar in elk geval, ag, prys die Here vir sy goedheid en sy guns, man. By die VN het die president van Iran gesê, hulle het nog nooit 'n kernbom probeer bou nie, nog nooit nie. Hulle het wel kernaanlegte en al hierdie goed probeer doen, maar Amerika is die heeltyd besig met hulle leuns, en selfs die Ayatollah Khomeini het opgekom en gesê, hulle is die heeltyd besig met hulle leuns. Dit verbaas my nie. Die dinge wat uit Amerika uitkom is totaal en al vrot. Ek bly probeer dink aan die diepte van die bedrieglikheid. Die diepte van die vrot, as ek dit so kan stel. Ek dink ons weet nie regtig, en ek is baie eerlik as ek sê, ons weet nie regtig hoe diep die gemors gaan nie. Ons het nie 'n klou nie. En ons weet nie wie deel met wie nie. As 'n ou kyk na al die goed wat plaasgevind het in die moord van Charlie Kirk, daar is soveel goed wat uitkom. Net toe die skot geval het, wat Charlie Kirk geskiet het, toe was die ou wat die skot kampstig afgevuur het, toe was hy op 'n kamera afgeneem, 15 minute ver weg van die skietvoorval af. Nou hoe het hy daar so vinnig gekom? Dan die handtekens wat hulle gegee het, die syne wat hulle gegee het toe hulle by hom gestaan het, die feit dat daar nie 'n exit wond is in sy nek nie, al sulke goed. Daar's al hierdie conspiracy theories wat plaasvind, né, en ons weet nie van al die diepte van die geheimenisse nie, ons weet nie. En dit laat my dink aan wat Paulus gesê het, jy weet, ons sien soos deur 'n donker glas, en eendag sal ons weet. Eendag sal ons weet, maar daai eendag kan ons niks daaromtrent doen nie, net God kan, né? Net God kan wraak neem op hierdie tipe mense. Van julle nou hierdie een stukkie nuus sê, wat eintlik baie belangrik is vir ons. Ook weer in Dallas, Texas, is 3 mense van ICE geskiet, en die ou wat die mense geskiet het, hy is doodgeskiet op die plek. Sy naam was Joshua John, J-A-H-N, en op sy rondes was geskryf anti-ICE. Mense, ek wonder hoeveel van hierdie goed is nie net movies wat hulle maak nie. Jy weet, hulle hou die Amerikaanse bevolking so besig met hierdie goed, dat hulle oë afvat van die groter prentjie. Hierdie ouens is al so gegeer, né, so gewoond daaraan om triks te trek op die publiek, dat 'n ou nie regtig weet hoe ver is hulle met hierdie goed nie, die diepte van hierdie goed nie, 'n ou weet nie, né? Hierdie is 'n absolute interessante ding. Ek het gekyk na hierdie goed in die begin van die week. China hergebruik nou, luister nou na hierdie, 1950 J6 Sowjet vegvliegtuie
as supersoniese hommeltuie. 1950 J-6 Sowjet vegvliegtuie as supersoniese hommeltuie. Bernardus, wat sê jy? Goeiemôre. En hierdie goed kan 550 pond bomme dra. Dit het my laat dink aan die Tweede Wêreldoorlog met Japan. Hierdie hommeltuie is hierdie vegvliegtuie wat net in een rigting kan vlieg. En hulle kan nie so goed draai soos 'n hommeltuig nie. Jy weet maar so draai 'n vegvliegtuig. Hy draai op spoed en hy draai op 'n afstand. Maar hierdie goed laat my dink aan die kamikaze vlieëniers van Japan, wat net teen die skepe vasgeduik het. Nou hierdie tipe goed wat so vinnig vlieg, nee, sal moet uitgeskiet word uit die lug uit as hierdie goed. Kan jy imagine dat 'n klomp van hierdie vegvliegtuie met al hierdie bomme net ewe skielik op jou afduik, en daar is nie 'n vlieënier wat uit die pad uit wil kom nie. Daar's net een missie, tref die teiken, en is supersonies. Mense, dit raak net al hoe erger, nee. Wat die oorlog teen Rusland aanbetref, nee, Hegseth het nou allerlei generaals en admiraals, inteendeel, hy het al die generaals en al die admirale van Amerika het hy in 'n noodvergadering ingekry. Hy het hulle in 'n noodvergadering ingekry. Vir die eerste keer, dit is 'n rare verskynsel na die Tweede Wêreldoorlog. Al die generaals, al die admirale in een noodvergadering, waar hy hulle almal toegespreek het. Ek weet nie wat is gesê agter geslote deure nie. Maar is dit die begin van die Gog en Magog oorlog? Ons weet nie. Of was die Oekraïne die begin van die Gog en die Magog oorlog? Net tyd sal leer. So daar is nie vrede nie. Daar is nog nie 'n opraping nie. En is ook nie die 7 jaar verdrukking of die helfte van die 7 jaar verdrukking nie. Wat Israel aanbetref, Slovenië het nou vir Netanyahu verban uit hulle land uit, sê jy sal nie 'n voet in ons land sit nie, as gevolg van Gaza. Ons het al geweet van die begin af toe die Gaza oorlog begin het, man. Eerstens het ons geweet dat die Oktober 7 inval was gestage gewees, né? Daai ouens het nie hulle grense in een aand ewe skielik bewaak hulle nie hulle eie grense nie. So ons het geweet hierdie goed was beplan van die begin af. En nou is dit net die skoonmaak van Gaza, die platvee van Gaza en uiteindelik die heropbou van Gaza. 'n Stuk van die ou Israel wat teruggevat word deur die Khazar-Jode. Dis wat dit is. Dis net wat dit is. Frankryk het mos nou 'n nuwe president en hierdie ou sit met 4 triljoen skuld. Frankryk het 4 triljoen skuld. Ek weet nie wat is in die Frankrykse konstitusie dat hulle nie van Macron kan ontslaa raak nie. Ek weet nie hoe hulle konstitusie werk nie, maar hulle kan nie van Macron ontslaa raak nie. Né? Nou die nuwe president sit nou met 4 triljoen skuld. Die ou president is gedagvaar, Sarkozy, hy is tot 5 jaar gevangenis, 5 jaar gevangenis, omdat hy daai tyd, en ek weet nie wanneer was daai tyd nie, het hy geld van Gaddafi gekry om sy verkiesingsveldtog te finansier. Jy sien, dit is wat jy doen as jy van politieke teenstanders wil ontslaa raak. Eers later, as hulle nie hulle job gedoen het nie, dan bring jy iets teen hulle uit. Ja, ons het hulle gefire. Ja, hulle was nou wel 4 jaar in die pos, maar ons het hulle gefire as gevolg van Gaddafi, wat nou al hoeveel jaar gelede dood is. Ook uitvermoord deur Hillary Clinton. En wat Clinton aanbetref, sy het nou op nasionale televisie in Amerika gesê, die mense moet nou ophou vingers wys, en ophou vir mense net aankla oor allerlei goed. Sy raak bekommerd, en sy raak baie bekommerd as gevolg van berig wat ek nou vir julle sal lees, wat belangrik is vir ons in die federale alliansie. Keir Starmer van die Verenigde Koninkryk, luister nou na hierdie. Hy het gesê, al die groot mense in Brittanje moet nou die digitale ID kry. Al die groot mense in Brittanje moet nou die digitale ID kry, want dit gaan help om die bote onwettige immigrante te keer. So ek moet 'n digitale ID kry, sodat jy jou werk kan doen, jou poepel.
Sê gou vir my, is die mense van Brittanje en van Amerika regtig so stupid? Is hulle regtig so, Mario, Jan, Bernardus, is hulle regtig so onnosel, dat hulle hierdie tipe goed glo? Dit is soos om na die bank toe te gaan en te sê, luister hierso, ons gaan vir julle almal nuwe kaarte gee by die bank, almal met nuwe bankkaarte kry, want dit gaan vir ons help om Eskom se pryse af te bring, of dit gaan vir ons help om die ligte aan te hou. Dit is mos 'n absolute absurde, stupid, onnosele stelling wat hierdie mense maak. En dit is a leader in the free world. Free se Ali, hulle is so min vry, man. Daar's minder vryheid in Engeland en in Amerika en selfs Australië as wat in Suid-Afrika is. En een van die redes hoekom ek sê dat daar dalk 'n oorlog teen Rusland nou heavily beplan word, is want Donald Trump het vir Erdogan van Turkye ontvang. Né? Gister was Erdogan daar van Turkye en hulle het 'n kernverdrag geteken. Amerika het 'n kernverdrag met Turkye geteken. Is dit die Turk wat Siener van Rensburg voorspel het? Is alles goed wat vir my lyk asof hierdie domino's stadig maar seker, nie die domino's nie, hierdie legkaart stadig maar seker in plek val. Maar ek wil sê hoekom ek sê domino, ek gaan nou vir julle sê. Duitsland, Der Spiegel, sê ou Trumpie is besig om homself te omring met radikale Christene, want hy wil 'n theokrasie in Amerika vestig. In ander woorde, hy wil alleen regeer. Hy wil alleen regeer. Ek dink aan een van die kongresmanne, Lindsey Graham, wat voor Woensdag het hy gesê, die feit dat Donald Trump gesê het, as enige Russiese vegvliegtuig of hommeltuig in NATO se lugruim moet inkom, moet hulle dit net bom uit die lug uit skiet. Toe sê Lindsey Graham, ja, ek sal vir hom stem vir nog 4 jaar as hy sulke goed doen. Lindsey Graham wil oorlog maak teen Rusland met 'n passie. En hy is ook al 'n ou man, maar hy soek daai oorlog. Rusland het ook nou gesê dat indien hy vegvliegtuie in 'n sekere gebied stuur, gaan NATO net sy vegvliegtuie afskiet, al is hulle nie oor die grondgebied nie, net om oorlog te maak. Mense, daar kom groot marakas. Verskoon tog, daar kom groot marakas. Maar wanneer ons hierdie goed sien, wanneer ons hierdie oorlog sien en gerugte van 'n oorlog, dan moet ons opkyk, né? Dan moet ons opkyk. Ja, ek het julle klaar vertel van Lavrov. Nog 'n interessante, onnosele berig uit Engeland uit. Nee, dis nog 'n bietjie koffie drink. Is die MOD lugmaggroep van Brittanje. Hierdie mense het nou 'n hofsaak gewen. Kyk nou, wat is die hofsaak wat hulle gewen het? Die lugmag van Brittanje mag nou vegan uniforms dra. Julle gehoor wat ek gesê het, dit hoef nie nylon te wees, of polyester, of linne, of wat ook al materiaal stof jy gebruik nie. Dit mag vegan uniforms wees. Wat die hel wil hulle doen? Wil hulle die goed kook as hulle klaar is en die goed eet? Ek weet nie. Wat se dom goed is hierdie mense nog besig? Jy kan maar 'n vegan uniform dra, hoor. En hulle sal dit seker maak uit cannabis of sissel of wat ook al, ek weet nie. Die vet weet. Trump het gister die TikTok ooreenkoms geteken, die toep, en hy sê die toep behoort nou ten volle aan die VSA. So TikTok is nog aan die gang, maar nou gaan dit gereguleer word deur Amerika. Maar soos ek gesê het Woensdag, ek glo daar's nog 'n agterdeur in daai toep wat China die geleentheid sal gee om op mense te spy. Daar's nou 'n nuwe WhatsApp toep wat nou uitkom, né? Die ding se naam word WhatsApp Neon genoem. Jy kan WhatsApp Neon op jou foon laai. Nou wat gebeur is, elke ding wat jy sê op jou foon, elke oproep wat jy maak, word
gestoor en gestuur aan AI groepe. En jy kan betaling daarvoor kry. Met ander woorde, as jy 'n kletskous is, en jy praat net met mense oor allerhande random goed, jy weet, hierdie aartappel slaai, daardie klere in die winkel, wat ook al die geval mag wees, as jy net 'n kletskous is, dan kan al die goed wat jy sê op jou foon gestuur word, en jy sal geld ontvang vir dit. Kan julle die tipe goed glo? Hulle wil jou beheer, mense. Hulle gaan uit hulle pad uit om kunsmatige intelligensie te gebruik om mense te beheer. Daai groot kontrol van die wêreld, die merk van die diersisteem, al daai goed is stadig maar seker besig aan 'n plek te kom. Maar ons vrees nie die goed nie, man, God bly in beheer. Trump het ook nou 'n presidensiële bevel geteken waar hy Antifa heeltemal aftakel. Hy gaan daai ding heeltemal stop en hy het nou 'n presidensiële bevel geteken daaromtrent. Hierdie het ons al lankal al gesê al. Toe Donald Trump sy laaste maand in die Withuis was, 6 Januarie, onthou julle die 6 Januarie geval, die FBI het nou geopenbaar dat 275 van hulle mense in gewone klere drag, was in die skare gewees, 275, en hulle het hierdie mense aangehits om te doen wat hulle gedoen het. Jy sien, vanaf Cash Patel nou die leier is van die FBI, nou word al hierdie goed geontbloot, en ons het hierdie goed gesê al daai tyd. Al daai tyd het ons gesê, né? Hierdie is natuurlik hartseer nuus, maar dit is tekens van die tye. In Kanada is nog 'n kerk afgebrand in Quebec, Montreal, of Montreal, Quebec. Is nog 'n kerk afgebrand. Ek sê dit al 'n paar keer, en ek is besig op hierdie ding te hamer, want ons het 'n plan daarmee. Islam is nie jou vriend nie. Die een leier in die Kongres, wat is sy naam? Waar het ek dit nou neergeskryf, dalk hier op die ander kant? Ja, Kongresman Abbott het nou in Amerika 'n bywet geteken wat later kan wet word, waar hulle Sharia wet heeltemal in Amerika verban. Sharia wet gaan heeltemal nou verban word in Amerika. Dit gaan nou natuurlik deur die huis en dan gaan dit deur die Kongres. So ek dink op sekere gebiede is hierdie ouens se oë oop wat Mohammedanisme aanbetref, Islam aanbetref. Lyk jy goed in Duitsland, nie? Bosch, julle ken die Bosch produkte, hulle gaan nou nog 10.000 mense in Duitsland afdank. En Merz se kanselierskap is stadig maar seker om in gedrang te kom. Die AfD is besig om in rasseskrede te groei daarso. En ek weet nie of ek die berig verlede week, of nie verlede week nie, hierdie week Woensdag genoem het nie, waar die AfD gekla het dat hulle mense nie op een of ander stembiljet was nie. En dit is wat hulle probeer in Duitsland, hulle probeer die AfD onderdruk, maar die mense is besig om op te staan vir die AfD. As hierdie 10.000 mense nou hulle werk gaan verloor by Bosch, is dit nog 10.000 mense wat indien hulle nie vir die AfD gestem het nie, wat nou vir die AfD sal stem, né? Dis wat gaan gebeur. Ek weet nie hoeveel van 'n waarheid is hierdie nie, maar Zelensky sê hy sal bedank sodra oorlog met Rusland eindig. Wel, hy kan seker maar bedank. Nee, want hy het huise in Amerika al reeds, en hy het huise die vlak vol gekoop met die geld wat vir hom gestuur is om wapens te koop teen Rusland en om sy eie mense te betaal. Hierdie ouens steel groot geld, maar soos ek gesien het op een berig, Suid-Afrika staan nou as die mees korrupte. Die mees korrupte land in die wêreld is Suid-Afrika nou. Kan julle dit glo? Ek kan dit glo. What happened to the 4 billion we gave for water in Joburg? Dis gewoon toch. What happened to the 4 billion? Oh, we don't know. We put it in the drawer and it was gone. Ons moet eintlik 'n liedjie maak, jy weet, daar was so 'n Christelike liedjie. Daar was 'n houtkruis
ons moet eintlik hulle noem dit 'n parody in Engels, 'n snaakse liedjie van die lirieke maak, nie die geestelike lirieke nie, Morne wat sê jy, ons moet 'n parody maak van die lied, daar was 'n houtkruis, jy weet, maar hier in Suid-Afrika kan ons 'n lied maak wat sê, daar was 'n houtkop, ons moet so 'n lied maak, die vet weet, en het sal natuurlik gaan oor Ramma Plakker, né, daar was 'n houtkop, kyk as jy houtkop is jy houtkop, die vet weet, ek sê nie daar is nie slim mense onder hulle nie, maar ek sê vir dit gaan maar moeilik. Argentinië is nou besig om moeilikheid te soek met Engeland. Milei het besluit hy wil nou weer die Falkland-eilande terug hê vir Argentinië. Hulle gaan nou weer probeer om die Falkland-eilande terug te vat van Engeland af. Is dit net nog 'n politieke spel of is dit genuine? Jy weet, ek dink hy moet eers probeer deur die diplomatieke kanale voordat hy net sy militêre mag soontoe wil stuur om weer eens te probeer om die Falkland-eilande te bevry van Engeland af. Maar ons is nou weer in daai, lyk my ons gaan nou, dis amper soos 'n siklus. Onthou julle toe die vorige Falkland-eiland oorlog plaasgevind het. Dus hier in die, watter jare was dit? Ek kan nie eens meer onthou nie. 2004, 5, 7 daarom. Goeie nuus uit die VSA uit, is 15 lede van die Sinaloa kartel, wat fentanyl versprei in Amerika en ander dele van die wêreld. Hulle is gearresteer en hulle gaan nou die hoogste prys betaal, apparently. Meloni in Italië het groot probleme, want daar is groot protesaksies in Milaan in Italië. En mense raak moeg, die hele wêreld vol, man. Hulle raak moeg. Jy sien al hierdie optogte in verskillende lande vir Palestina, maar jy sien ook al hierdie optogte deur die mense van daardie lande om die onwettige migrante uit te gooi. En hoe hulle dit gaan doen, weet ek nie. Hoe hulle dit gaan doen. Ons weet hoe ons dit gaan doen, maar ek weet nie hoe hulle dit gaan doen. Wat ek nog hierso. Hier kom dit nou, VSA. Trump sê dat Obama sal die gereg moet trotseer. Ek het 'n berig gelees van Donald Trump wat hy gestuur het vir Pam Bondi, waar hy in goeie Engels gesê het, hy is nou heeltemal gatvol dat daardie ondersoek so stadig gaan. Die Russia hoax, hy gaan nie die mense uithaal, en dit is hoekom Hillary Clinton ook nou weer sê, nee, ons moet nou op 'n vinger wys. Hulle moet vir haar hang. Daai vrou moet gehang word. Trump het ook vir Venezuela laat weet, hy is nou moeg vir hulle, en hulle moet al hulle prisoniere terugvat, en hulle moet dit nou doen, of daar gaan groot moeilikheid wees. Is dit dalk die rede hoekom Hegseth al daardie admirale en generale bymekaar gemaak het, om vir hom te sê, luister hierso, ons gaan nou in 'n totale aanslag op Venezuela beplan. Wie weet, dit kan dalk dit wees. Net tyd sal leer, né? Tyd sal leer. Hier in Suid-Afrika, ek gaan sommer hier van onderaf opgaan, want ek het nog 'n ander berig wat ek vir julle wil gee. Atterbury in die Kaap, net nog 'n normale dag in die Kaap, weer 'n skietvoorval, een is dood daarso. Hierdie bendes, wat noem mens daai, die 26's en die 27's en daai ouens, die kleerlinge wat in Paulsmoor tronk is, wat uitkom wat deel is van hierdie bendes, hulle is die hele tyd besig met hulle dwelmsmokkelary, hulle korrupsie, hulle prostitusie, slawehandel, you name it. Hulle is besig met die goed, man. Die korrupsie lê diep. En ek sal vir jou garantie, nee, dat die polisie saam met hulle werk in sekere areas. Onder is in Ventersdorp oor werksgeleenthede. Daar is probleme by 'n myn daar so in Ventersdorp, waar die mense wat in die area is nie werk kry nie, ander mense word ingebring. Is net nog 'n dag in Suid-Afrika. En dan was daar 'n 71-jarige oom in Mooinooi ontvoer, maar die oom is veilig teruggevind. Beteken nie dat ander nie geontvoer gaan word nie. Daar's altyd 'n tendens, daar's altyd 'n voorbeeld volg die volgende een, volg die volgende een, volg die volgende een. So as hulle kan mense ontvoer, left, right en center, wees jy gewaarsku, né? En maak seker dat jy's veilig. Mense, ons moet seker maak dat ons veilig is. Piet, wat sê jy? Goeiemôre. En hier kom 'n politieke game, mense. Ou Guyton McKenzie van die PA
Hy is nou vasbeslote om die patriotiese alliansie te onttrek uit die koalisies uit en hy gaan binnekort daarna die PA onttrek uit die RNE. Nou as hy dit doen, sal hy sy ministeriële pos kwyt wees as minister van sport. Ek sal nie omgee nie. Maar ek dink nie hy gaan dit doen nie. Soos ek sê, hierdie is vir my net 'n politieke spel. Dis al wat dit is. Political games, mind games, né? Ons sê goed, maar ons doen nie goed nie. En ons sien nou dat eiendomme in Boksburg word nou afgevat sonder kompensasie. 4 eiendomme in Boksburg. Mense, dit het al lankal begin, dit is nie net Boksburg nie. In die Oos-Kaap het ek gesê, ek dink ek het dit Woensdag genoem, in die Oos-Kaap het hulle al begin eiendomme afvat, en die mense word nie betaal vir hulle grond nie. Hierdie goed moet gebeur. Weet julle hoekom gebeur hierdie goed? Omdat ons boere sit op ons alies, en ons word nie wakker nie. Ons kan nie verstaan hoe min dit vat om hierdie land te draai nie. Dit vat baie min. Maar ons kan nie by mekaar kom nie. Ons kan nie, ons sukkel om die video's te versprei wat gemaak word deur die Federale Alliansie. Jy weet? Die video wat ek gemaak het oor Dani Botha en antwoord op Dani Botha het 3.500 kykke gehad. 3.500 kykke. Ons Federale Alliansie video's trek hier so by 30, 40, 50 partykeer. Dis 'n skande. Ons moet die goed uitstuur, mense. Dat die mense kyk, dat die mense kan leer waarmee ons besig is. Nee, as jy glo in dit wat ons doen, dan moet ons verstaan dat ons moet besig raak met hierdie goed. Nee, dit kan nie net op een ou se skouers rus die hele tyd nie. Ek kan nie myself besig hou met sosiale media die hele tyd en net, ek moet ander goed doen om, wanneer dit by die ommeswaai kom, die regte ding te kan doen. Soos byvoorbeeld, daar waar die probleme nou is tussen Taiwan en Suid-Afrika. Ons het 'n handels, wanneer het ek het met vir julle gesê, Maandag, ons het 'n handelsbaan met Taiwan opgestel. 'n flippend goeie handelsbaan. En nou is die tyd ryp vir ons om hulle ambassadeur te kontak, of hulle kantore te kontak hier in Pretoria, om seker te maak dat ons by hulle kan uitkom, en vir hulle kan sê, luister hierso, dis waarmee ons besig is, moenie bekommerd wees nie, dis waarmee ons besig is, dis die deal of die ooreenkomste wat ons met julle wil onderhandel, of jy weet maak, en maar help ons om die Federale Alliansie te loods, jy weet, en wanneer die tyd kom, herken die Federale Alliansie, so dit is wat vir ons belangrik is, so ons werk aan daai tipe goed ook. Nou wil ek vir julle 'n belangrike ding sê wat in die FSA gebeur het. In die FSA is die voormalige FBI-direkteur Comey gedagvaar. Hoekom is dit vir ons belangrik? Die voormalige FBI-direkteur Comey is gedagvaar. Hoekom is dit vir ons belangrik? Die eerste domino wat geval het, was Jim Bolton. Jim Bolton was die eerste domino wat geval het. Die tweede een nou is die FBI-direkteur Comey. Daar is 'n klomp van hierdie domino's wat moet omval. En as hulle geval het, en ons hoop hulle almal val by einde November, nee, dan kan ons met sekere mense samesprekings hou. Ek gooi dit daar buite, sodat julle so klein bietjie kan weet van wat aangaan. Ons slymer nie en ons slaap nie. Hoekom nie? Want ons is vryburgers. Ons is boere-Afrikaners, ons weet wie ons is. En ons weet waarmee ons besig is. Nee? Saam met God maak eendrag mag, daar is nie 'n ander manier nie. Julle moet 'n fantastiese Vrydag hê, sluit aan by die Federale Alliansie as jy nog nie aangesluit het nie. Nee, en sorteer jou ledegelde uit as jy dit nog nie gedoen het nie. Sodat ons kan aangaan, mense. Die bietjie geld wat ons inkry is vir petrol, vir rondry, om sekere plekke toe te gaan en om sekere mense te kan sien. Sodat wanneer die dag plaasvind, dat ons hierdie ding flip, dat julle kan sê, wow, okay, dis hoe die dinge in mekaar steek. Dis baie belangrik dat ons hierdie goeders doen. Dis baie, baie belangrik. Ons is nou op 'n tydperk in ons geskiedenis, waar ons die mag in ons eie hande het, om ons, deur die genade van God natuurlik, om ons toekoms te bepaal, vir ons en vir ons kleinkinders. Ons weet nie hoe lank hierdie aarde nog gaan draai, voordat die bassein en die trompette en die goed opklink na die hemele toe, of van die hemele afklink nie, hoe dit ook al sê. Ons weet nie.
Maar tot daai dag kom, moet ons aanhou werk, moet ons aanhou bid, moet ons aanhou saam staan, moet ons almal poog om hierdie waard te draai, né? Ons moet dit almal doen. Goed, geseënde Vrydag vir julle, geseënde naweek, alles wat mooi is.